Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. 'n Verandering van hart is nodig. Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Johannes hoofstuk 3 vers 3. Nikodemus het 'n hoë vertrouensposisie in die Joodse volk beklee. Saam met ander was hy deur die leer van Jesus aangeraak. Die lesse wat van die Verlosser se lippe gekom het hom baie beïndruk, en hy wou meer van hierdie wonderlike waarhede leer. Nikodemus het na die Here gekom met die bedoeling om met hom in gesprek te tree, maar Jesus het die grondbeginsels van die waarheid blootgelê. Hy het vir Nikodemus gesê, dit is nie teoretiese kennis wat jy nodig het nie, maar eerder geestelike wedergeboorte. Jy hoef nie jou nuuskierigheid te bevredig nie, maar jy moet 'n nuwe hart hê. Jy moet 'n nuwe lewe van bo ontvang, voordat jy hemelse dinge kan waardeer. Die verandering van hart wat deur die nuwe geboorte verteenwoordig word, kan slegs teweeggebring word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Trots en selfliefde weerstaan die Gees van God. Elke natuurlike neiging van die siel staan die verandering van eie belang en trots na die sagmoedigheid en nederigheid van Christus te. Maar as ons op die pad na die ewige lewe wil reis, moet ons nie luister na die fluistering van jouself nie. In nederigheid en berou moet ons hemelse Vader smeek, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Psalm hoofstuk 51 vers 12. Soos ons goddelike lig ontvang en by die hemelse wesen saamwerk, word ons wedergebore, bevry van die besoedeling van sonde deur die krag van Christus. Die magtige krag van die Heilige Gees bewerkstellig 'n algehele transformasie in die karakter van die menslike agent en maak hom 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Die woorde en dade druk die liefde van die Verlosser uit. Daar is geen strewe na die hoogste plek nie. Die self word verloon. Die naam van Jesus is geskryf op alles wat gesê en gedoen word. Is dit, die vernuwing van die mens, nie die grootste wonderwerk wat verrig kan word nie? Wat kan die menslike agent wat deur geloof die goddelike krag aangryp, nie doen nie?